Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. En so, kykers en luisteraars, het die lang verwagte groot oorlog in die Midde-Ooste, dink ek, nou begin. Ons sien dat Israel het gisternag het hy strategiese punte in Iran gebom met missiele en kerntipe van strategiese punte, as ook siviel, as ook leierskap, militêre senior leiers, politieke senior leiers. En ja, ek wil tog maar net u aandag daarop vestig. Ons lees nou in die oggende uit Obadja uit. En ek wil net graag u aandag daarop vestig. Ek dink dit is 'n baie belangrike ding net om vinnig net te noem. En dit is dat almal sien dat die wêreld gaan bymekaar maak die ooste om teen Israel, die staat Israel te veg. Nou baie interessant in Obadja 1, gaan ek dit net vinnig sê. Baie vinnig. Gaan lees die eerste vers, want dit gaan oor Esau. Esau se nageslag Edom. So onthou, Esau was die tweelingboetie van Jakob. Jakob sal alle dominees, predikante almal vir u sê dis Israel. Uit hom uit is die volk Israel dan nou baie geword soos die sand van die see en die sterre in die hemel, het die Bybel gesê sal Jakob se nageslag word, maar sy tweelingboetie, met ander woorde, dit lyk net soos hy, die het God gesê in Obadja sal 'n klein nasie wees. Hy sal nooit groot en baie word soos Israel nie. Maar ek wil net die aandag daarop vestig. Baie interessant dat God in vers 1 sê, hy het 'n boodskapper uitgestuur. Hy sê ek, met 'n hoofletter, dis God, het 'n boodskapper uitgestuur om die nasies bymekaar te maak, om teen wie te veg? In hierdie geval, nie Israel nie. Esau se nageslag. Hy beskryf dan nou Esau se nageslag, hy's klein, hy het nie 'n groot nageslag geword nie, hy's baie vermetel, met ander woorde baie arrogant, hy's baie ryk, hy het baie geld, hy het baie mag. U kan maar die Obadja 1 heeltemal gaan lees en ook in die oggende die openinge luister daaroor en dit saam met my deel. So met ander woorde, ons sit eintlik hier met twee eindtyd profesieë waarvan die een sê God, ek gaan 'n klomp nasies bymekaar maak om Esau en hy gaan hom vernietig. Hy sê ek gaan hom verwoes. Ons sien dit 'n baie mooi gesig oor dit, maar ek gaan nie dit hier noem nie. En dan natuurlik op die ander kant wat ons almal aan bekend is al die nasies wat ook bymekaar gemaak word om teen Jakob se nageslag Israel dan te veg. Wat hy nie gaan verwoes nie. Hy gaan hom seermaak, want dis God se strafgerug wat oor sy volk kom wêreldwyd, maar hy gaan hom nie verwoes nie. Maar Esau se, teen wie hy ook 'n klomp nasies bymekaar maak. En daar's baie verwarring en baie misleiding wat hierdie misbruik het, as ek dit so kan sê. En kykers en luisteraars, ek wou dit maar net vinnig vir u genoem het, so dit het klaar 'n effek op die oliepryse, so ons kan verwag dat nou is ons by daai punt, waar ons 'n tyd gelede vir u 'n video gespeel het van een van ons senior lede, wat baie hoog aangeskrewe is, wêreldwyd, op argeologiese vlak in terme van olie en eksplorasie van goud en minerale en alles wat daarmee saamkom, het ons met u gedeel dat hy binne 24 uur uit die land moes uit, omdat hulle omgee vir die ou, en selfs vir hom dan nou finansiëel nog daarvoor vergoed ook. Ek wil nie die video herhaal nie. So ons is nou daar. Toe het ek nog in daardie video vir u gesê, hulle het vir hom gesê, en ons praat van koninklikes, ek gaan nie die land noem nie, maar is regtig hoë lui mense, as ek dit so kan sê, wat vir hom gesê het, dis klaar besluit, hierdie oorlog teen Iran, in terme van Israel, Saudi-Arabië, Bahrein, United Arab Emirates, al die olies en goed, so nou is ons daar, en nou moet u besef, dat sou hierdie olie en hawens waar die olie in Saudi-Arabië vanaf vervoer word, geteiken word deur Iran, wat Iran gesê het hy gaan doen, dan kan ons geweldige reperkusies op ons brandstofvoorsiening verwag. Nee, ek wil maar net vinnig dit genoem het, daardie oorlog, dink ek, het nou begin, en hy gaan eskaleer, en hy gaan in terme van ons energie, is die waarskynlikheid baie groot, dat dit verrykende gevolge vir ons gaan hê, in ten opsigte van brandstof. Hou dit in gedagte, in u voorbereiding, en alles wat daarmee saamgaan. Dan sien ons ook, net om terug te kom vinnig Suid-Afrika toe, daar is so baie wat ek kan sê, ons sien dat daar baie troepe is besig om, net vinnig weer in die buiteland, in Roemenië, in te kom, wapentuig, die missiele wat in Estonia, Latvia, Lithuania op die Russiese grens uitgeplaas word, die reaksie van die Russe en die skuif van troepe. So ja, mense, ons is gewoond aan al hierdie nuus,
En die gevaar van die gewoonte is, ons raak gewoond aan hierdie rowwe, erge, gevaarlike, riskante nuus, dat ons dit gewoond raak. Maar ons moet een ding nie vergeet nie. Al hierdie is besig om op te bou na dit wat Jesus, ons Messias, vir ons gesê het. Die ergste wat ooit was en ook nooit weer sal wees nie. Dis waarheen dit nou gaan. En ek dink hierdie missiele van Israel gister en hierdie nag is aanduidend. Dis die laaste land wat Israel met die hulp van die VSA, ons weet Sudan, Somalië, Libië, Sirië, Irak, Libanon, die laaste een wat hulle kon en wou aanvat was Iran, omdat hy militêr baie sterker geposisioneer is as al die ander. En nie net vir dit nie, ons sien China het verlede week gesê vir Iran, hy kan 800 missiele bou met dit wat hy met die materiaal wat hy verskaf het. Ons sien daar is Russiese S-400 missiele ook al afgelaai in Iran. So hierdie gaan eskaleer na dit toe wat ons Messias ons teen gewaarsku het. Maar om net vinnig Suid-Afrika, om weer vir u net te illustreer, ek sal so hier en daar vir u 'n video plaas. Ons sien nou Jack Miller, hoe hy uit 'n raadsvergadering fisies letterlik in die lug uitgedra en verwyder is. So duidelik net die spanning wat besig is om op te bou. Ons sien dan ook die beskuldigings op sosiale media van video's wat sê dat die DA en die munisipaliteite besig is om grond te onteien van die armes of dit beskikbaar te stel. Dis die beskuldiging. Of dit nou so is, maak nie eintlik saak nie. Menende net, dis die boodskap van opsweping wat op die sosiale media besig is om versprei te word. En dit, kykers en luisteraars, is 'n baie gevaarlik. En dit sluit aan by hierdie proxy-oorlog wat ek vir u 1 of 2 video's gelede gesê het. 'n Proxy, dis daai ouetjie op die skoolgronde wat 'n klomp maatjies bymekaar maak en hierdie ouetjie maak 'n klomp maatjies bymekaar en hy laat hulle vir hom teen mekaar beklei. En daai maatjies is 'n proxy. En ons weet dat hier gaan 'n groot stryd in Suid-Afrika nie ontwikkel nie. Hy's klaar besig om te ontwikkel. Hy gaan eskaleer. En hierdie van Cape Exit persoon Jack Miller wat fisies uitgedra word, hierdie verskeie artikels op die sosiale media, videoetjies, die beskuldigings inbring dat hier is iets in die Kaap aan die gang en hier wil 'n tipe van 'n, noem dit 'n ethnic cleansing, soos ons nou amper in Gaza sien, begin hierdie veral die migrante wat gemigreer het vanuit die Oos-Kaap na die Kaap, die breinmense voel ook 'n bietjie aangekla en dit is net alles deel van die opbou van die stryd om Suid-Afrika. En ek het vir u al vele kere gesê, die Weste, by name veral Amerika en Engeland, sal die Wes-Kaap, Kaapstad, die hawe en dan eventueel die hele Kaap as 'n wegspringpunt in hierdie stryd om Suid-Afrika. En hierdie wat ons in die sosiale media sien, hierdie skielike opsweping, skielik beskuldigings van, julle wil die armes, julle vat die armes se grond om dit vir hierdie mense te verkoop, so ons sien daai polarisasie nou besig om na 'n spits toe te dryf. En dis maar net voorafgaand van dan geweld wat gaan uitbreek, soos ek in die vorige video gesê het, wat hom sien er nogal by aangesluit het, toe hy gesê het, dat hy sien baie bloed loop, en dit is hierdie retoriek wat dit vooraf sal gaan. So dinge is besig om op alle terreine, daar is ook in die Koningshuis in Natal, kan ek net vinnig noem, daar is ook 'n bietjie van 'n situasie, as ek dit so kan stel. So mense, in terme van brandstofvoorsiening, wat nou riskant gaan raak, ek dink die eerste fase sal wees, sou hierdie oorlog, en ek verwag het gaan nou die geval wees, eskaleer verder in Israel en Iran, en elders, dan gaan dit definitief verrykende gevolge hê, ten minste op brandstofpryse. Jy gaan geweldig duur later en dan op 'n later stadium, wat nie noodwendig later is as 6 maande of 'n jaar van nou af nie, dit kan letterlik in 'n week, 2 weke, 3 weke, kan die later aanbreek, waar die verkryging van brandstof 'n probleem kan raak. En u kan vir u self dink, wat se effek dit op Suid-Afrika se stabiliteit sal hê.
as ons nou nog brandstoftekorte ook moet hê, saam met al die ander, swak ekonomie, swak infrastruktuur, geweld, onrus, en dan nog die oorlog, die revolusie, wat die Weste en die Ooste wil en gaan gebruik, om hulle beheer oor Suid-Afrika, het sy dan nou die Weste of dan nou die Ooste, maar dis die stryd wat ons hier ingaan. So kykers en luisteraars, ons tyd raak min. Subscribe, sluit aan, dat hierdie boodskap, hierdie waarskuwing, as 'n brandwagwaarskuwing onder die volk versprei kan word, sodat elke volksgenoot kan sê, ek het geweet, maar ek het die verkeerde besluit geneem. Hoopelik, ek het geweet of ek het te hore daarvan gekom op hierdie videoetjie en ek het daarop gereageer. Ek het aangesluit, ek het die foonnommer geskakel wat aan die begin van hierdie video wys, ek het aangesluit by Suidlanders en ek sê weer vir u, as jy nie R105 het nie, geen probleem nie, dan reël dit met Cindy. Sê vir haar, u kan dit nie bekostig nie en is ook nie 'n probleem nie. Wat belangrik is en wat 'n probleem is as u nie aansluit nie, as u nie deel is van mense nie, want wanneer hierdie oproer, hierdie onrus, het sy deur brandstoftekorte wat die land begin tuister, met die oorlog, wat ek ernstig voel, dis gevaarlik wat gisternag gebeur het, met Israel, en veral die teikens wat hy gebom het, ek kan nie sien, dat Iran nie nou, gaan drasties begin reageer nie. En nou gaan dit verder. U moet 'n pragtige week hê, tot ons weer praat. Sterkte en seën vir u. Totsiens.